Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgenskrantbesprekings en Jana Marx sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Jana. Goeiemôre. Jana, ons begin vanoggend met die groot nuus van die Mdlanga kommissie. Ja, so daar was gister weer 'n sluipmoord of 'n poging tot 'n sluipmoord aanval wie Andrei Pretorius wat by die in die Mdlanga kommissie geïmpliseer is. Hy het donderdag 'n aanval by sy huis oorleef. So die Gautengse polisiekommissaris sê Pretorius is in 'n lokval gelei toe hy by sy huis in Boksburg aankom. Dit het so omstreeks 9 uur plaasgevind toe hy van 'n fulstasie afry. En hy het sy voertuig geparkeer voor by sy eie motorhuis en toe het hulle op hom begin skiet en daar was blykbaar 16 gate, 16 koelgate, 16 patrone wat deur daai motor is en steeds het hy dit oorleef. Nuus van die Volks skryf daar was gister baie polisie by die huis op die toneel natuurlik en hulle het ook Pretorius gehoor toe hy nou sy weergawe vertel aan die polisie oor die foon en gesê daar's patrone deur die agterry, die passasierskant, deur die bestuurderskant. So eintlik kan ek amper nie dink dat hierdie man oorleef het nie, hoewel ons baie dankbaar is dat hy het. So Marius van der Merwe sê julle onthou, hy was getuie D vir die Mdlanga kommissie. Hy het Pretorius voorheen op 'n toneel geplaas waar 'n man na bewering in 2022 gemartel, vermoor en sy lyk in 'n dam gestort is. Maar van der Merwe weet ons, daar was ook 'n aanval op hom. Hy is dood, hy is buite sy huis in Brakpan doodgeskiet. Dit is vir my ongelooflik kommerwekkend dat mense wat vir hierdie kommissie getuig in soveel gevaar is. En ek dink dit wys ook net die omvang van die dinge wat toegesmeer moet word deur hierdie klomp skelms. Ja, dis amper presies wat ek wou sê, skus Jana, as mens gewonder het of dit net gerugte is wat uitkom by die Mdlanga kommissie, as mens kyk na die aksies daarna, is dit verseker nie. Ja, en 'n mens wonder, jy weet, as mens dink aan iemand soos van der Merwe wat nie meer met ons is nie, hoeveel ander dinge daar is. Want ek dink ook nie 'n ou word net, jy weet, soos hulle sê, uitgehaal omdat jy iets gesê het nie, maar weens goed wat jy weet wat jy dalk nog nie gesê het nie. So mense wonder hoeveel van daai getuienis, dit klink vir my asof dit tog 'n geslaagde kriminaliteit is en dit is ongelooflik hartseer. Ongelooflik hartseer. En hierdie blaatante aanvalle, daar's nie, dis skaamteloos. Dit is asof wie ook al dit pleeg, regtig nie omgee of iemand hulle raak sien en of daar getuienis ingewin word en of daar ballistiese getuienis, forensiese, dis vir aggressiewe, hulle sal sê gangster hits amper. En nou sit mense en wonder, wanneer laas het ons so iets gesien? Is dit omdat die mense wat dit dalk moet ondersoek, hulle weet die mense gaan dalk nie so ernstig daarop wees om dit te ondersoek nie, want dis ook in dieselfde area miskien, metro area, mens weet nooit van hierdie goed nie, dis maar, al hierdie vrae kom nou op. Nou begin 'n mens, asof jou vertroue nie genoeg weggekalwe is in die plaaslike gereg nie. Nou word dit nog erger weggekalwe. Ja, en ek dink wat hierdie soveel erger maak is die feit dat die ondersoek gaan oor die polisie. So wat jy reg sê ook, jy weet baie van hierdie polisielede wat hierdie ondersoek moet doen, is dalk op 'n manier gelink. Of hulle weet dalk, weet jy, hierdie ouens weet ook waar ek bly, waar my gesin woon. Ja. So dis nie net 'n manier om mense, soos sê, silence nie. Dit is ook 'n manier om mense die skrik op die lyf te jaag, die wat nog moet getuig. Ek sal 2 keer dink voor ek gaan getuig, bloot net verskoning, omdat ek nou weet wat die implikasie kan wees. En dis wat dit so hartseer maak. En dan sê die president, hy betreur die feit dat mense nie veilig is nie, maar wie gaan jou beskerm? Wil jy hê die hof moet polisie aanwys om jou te beskerm as jy juist bang is vir hulle? Nou ja. Ja, presies. Nou. Ons moet praat oor die droogte in die Kaap. 'n Nasionale ramp is nou afgekondig. Ja. So die nasionale regering bestuur nou die droogte in die Oos, Noord en Wes-Kaap en dis as 'n ramp geklassifiseer en ek het 'n nuwe ding geleer gister. Daar is 'n verskil tussen die klassifisering van 'n droogte as 'n ramp en 'n ramptoestand. En ons onthou die ramptoestand, ek kry sulke flashbacks van COVID waar ons so baie te doen gekry het met die ramptoestand waar daar noodmaatreëls toegepas word. Nou in die geval is dit nie so nie. In hierdie geval word die klassifisering van 'n ramp gebruik om bietjie vir die regering, die plaaslike regering en so te sê, hoorie, van nasionaal se kant af van ons nou hierdie ding bestuur, maar julle beter nou julle sokkies optrek en julle moet ons nou help. So dan vra hulle vir goeder soos beter planne om hierdie droogte beter te bestuur. Hulle vra vir vorderingsverslae om te wys wat die regering, die plaaslike regering en so aan nou al gedoen het. So die nasionale regering is steeds in beheer van die bestuur hiervan,
maar dis nie dat daar nou noodmaatreëls toegepas word of soos ons nou waarskynlik eers sal dink, jy weet geld gaan wegraak nie. In hierdie geval is dit tog net, jy weet, trek julle sokkies op plaaslike regering, ons doen hierdie ding saam en ons keer dat dit 'n baie groot ramptoestand word. Ek dink dis kommerwekkend ook want in die artikel praat hulle van dat daar nie baie reën voorspel word nie en buitengewone warm weer, Jana. Ja, dis die weerdiens wat dan sê dat onder normale reënval in die vroegwinter gaan voorspel word. En dis dan natuurlik oor die suidwestelike en suidelike kusgebiede van die land en dan ook bo normale minimum en maksimum temperature, veral in die herfs. En die hitte kan weer tot verdere waterverliese lei, mens dink aan verdamping en so aan. So mense is bly dat daar 'n bietjie van 'n dringendheid is onder plaaslike en nasionale regering om te kyk waar hulle kan ingryp indien moontlik. Dan moet ons fokus op die DA want daar het baie die afgelope week gebeur. Wat 'n besige week in 'n DA se lewe. So in hierdie geval is dit nog steeds die Kaapse burgemeester Jordan Hill-Lewis en hy het sy stilswye verbreek oor hierdie spekulasie. Ek weet die hele week skryf almal, jy weet, gaan hy vir John Steenhuisen opvolg en John Steenhuisen het in hierdie week moes gesê dat hy nie homself weer verkiesbaar gaan stel met die DA se interne verkiesings kongres in April nie. So almal dink, jy weet, wie gaan nou hierdie skoene vul? En Hill-Lewis het sy stilswye verbreek. Hy het gesê hy sal moontlik staan, maar hy sal nie noodwendig sy burgemeesterskap opgee nie. En ons onthou ook, jy weet, so 'n paar jaar gelede het Helen Zille dit nogal redelik suksesvol gedoen as federale leier of leier van die DA-party en dan ook as die Kaapse burgemeester. Maar mense moet ook onthou, die party was toe baie kleiner en die party was nie deel van 'n nasionale regering nie. So ek dink dinge mag dalk 'n bietjie moeiliker word vir Hill-Lewis as hy besluit om te staan as federale leier, maar ook dan die burgemeesterskap te behou. Hy was nogal redelik baie, soos sê, adamant daaroor dat hy definitief vir nog 'n tweede termyn as burgemeester sal wil staan. Maar dan sê hy ook hy kan nog nie baie sê nie, want die DA se interne veldtogreëls bepaal dat die openbare veldtogte eers mag begin sodra die nominasies oopmaak. En ons weet daar was nog nie nominasies nie. So is ook 'n moontlikheid dat Hill-Lewis nie alleen sal staan nie. Dis tog belangrik ook vir demokrasie dat daar nog leiers moet staan, dat dit nie net 'n maklike eensydige instemming word nie. Dan het JP Smith, mense sal sy naam ook ken lees om baie in die media van die Kaap. Hy het ook gesê hy sal sy naam in die hoed gooi sou Hill-Lewis op die ouend besluit om nie weer te staan vir 'n tweede termyn as burgemeester nie. Maar die DA, dit is nou 'n moeilike tyd wat hulle ingaan ook. Ons hierdie plaaslike verkiesings volgende jaar en die Wes-Kaap is die DA se grootste streek waaruit hulle kan veldtogte voer. So ek twyfel of Hill-Lewis sommer net daai sitplek gaan opgee. Ja, en as mens dink aan die massas werk, ons weet, so jy sê, Helen Zille het reg gekry, mens dink aan die massas werk om partyleier te wees en dan ook burgemeester van Kaapstad, dan sit 'n mens en wonder of dit uitvoerbaar is. Interessant genoeg, ek sien nogal al hoe meer goed op sosiale media wat verskyn oor Silje Brink en toesprake van hom. So wie weet, dalk is dit ook so 'n bietjie van 'n skuif van sy kant af. As jy mooi dink, hy's nie op hierdie stadium burgemeester van ietsie, so dalk gaan hy sy naam ook in die hoed gooi. Ons kyk wat gebeur. So jy sê, ons weet nog nie tot die DA sê hulle mag praat nie. Maar dan moet ons praat oor die sekretaris van die parlement. Mens, dit is loshande, lyk dit vir my die lekkerste werk in die wêreld. Ja nee, ek het gedink ek gaan ook my naam in daai hoed gooi volgende keer. Maar die DA wat dan ook, hulle vra dat die president en die spesiale ondersoekeenheid of dat die president die ondersoekeenheid opdrag gee om die sekretaris van die parlement se salaris te ondersoek of dan die sekretaris te ondersoek weens die salaris. So dis in 'n brief wat George Michalakis, hy's die DA hoofsweep, namens sy party redes aanvoer waarom so 'n ondersoek nodig is. En dan skryf hy aan Ramaphosa dat Ramaphosa die afgelope paar jaar se nuusberigte sal onthou waar daar geskryf word oor die salarisverhogings van Zolile George, hy is die sekretaris. En daarvolgens is George aangestel in 2022 met 'n jaarlikse salaris van 2,6 miljoen. En het sy salarispakket baie vinnig tot 4,4 miljoen gestyg en dit was in minder as 6 maande. Dit is 'n verhoging van meer as 70%. En kan ek net gou net om dit in perspektief te sit. Vandag is sy salaris omtrent 4,9 miljoen en ons eie president
kry tussen 3 miljoen en 3.3 miljoen. Dit is sy salaris per jaar en dit sluit sy voordele in. So hierdie sekretaris verdien meer as die president van Suid-Afrika op hierdie stadium. Sjoe, hy presteer duidelik baie goed. Ja, ek dink in die geskiedenis van Suid-Afrika het min mense nog so presteer, hoor. Maar saam met hom, saam in hierdie ondersoek word dan ook Nosisiwe Mapisa-Nkakula, sy was die voormalige speaker van die nasionale vergadering, en Amos Masonda, hy is die voormalige voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies. Hierdie goed het blykbaar in hulle termyn gebeur. So dan noem die DA ook, jy weet, hierdie mense moet almal ingesluit word, want hoe is hierdie ding, wie toestemming gegee vir hierdie astronomiese salaris in die eerste plek, en dan ook hierdie astronomiese groei, wat hom nou al op 4.9 miljoen gelaat het. Sjoe. Jana, dan die Vrytagmoord is tans in die hof en die beskuldiges sê die media versprei leuns. Wat is niet? Ja, as julle onthou die moord op Jacques Vrytag, hy is die Suid-Afrikaanse hoogspringatleet en sy liggaam is in 2024 in 'n veld in Pretoria Wes gevind. En daar's nou 2 verdagtes, die een is Rudy Libbe en as haar Rooney Chantel Oosthuizen. Hulle staan saam tereg op sy moord, maar ook die besit van 'n vuurwapen en onwettige besit van ammunisie. En volgens hierdie klagstaat het Libbe Vrytag doodgeskiet, dis die hele liefdesdriehoek wat daar beweer word. Nadat Libbe Vrytag glo gevra het om Oosthuizen se nuwe kerel te vermoor. Hy het nou nie van die kerel gehou nie. En daar het iets skeef gegaan en op die ouend is Vrytag in die proses dood. So Libbe en Oosthuizen het die hof donderdag baie besig gehou met hulle ontevredenheid oor die media, spesifiek Libbe. Libbe het homself verteenwoordig, hy is 'n voormalige prokureur, hy is so 'n paar jaar gelede geskraap van die rol. En hy het net volgehou die media het blaatante en duidelike leuns aan die publiek voorgehou. En hy het ook gesê hy word tot so mate in die media vervolg dat sy familie nie met hom iets te doen wil hê nie en die ondersoekbeamptes gebruik die media om hulle agenda te voer. Ek wil sê dis ook nou dinge wat 'n mens nou al 'n paar keer gehoor het in 'n hof. Jy weet, dis 'n baie tipiese verweer teen die media. Hierdie was in 'n media aansoek. Dit was nog nie die hoofverhoor nie, dit was die media aansoek om hierdie verhoor te kan verfilm. Ja, so hy het byvoorbeeld aangevoer ook daar geen openbare belang in sy saak is nie. Hy het gesê Vrytag is nie so bekend nie, maar die hof het glad nie geval vir een van hierdie praatjies nie. Hulle het eenvoudig net gesê dit is jy weet, Vrytag is bekend, sy wêreldrekords is nog steeds opgeskryf, hy is 'n kampioen en as daar net een persoon van Vrytag se familie belangstel in die verhoor, beteken dit die verhoor is in die openbare belang. So daai argument van hom het nou geen water gehou nie. Dan moet ons net gou vinnig verwys na Mariana Kotse, die 2019 Kokkedoor deelnemer wat op sosiale media onskynlik ontvoer of verdwyn het en haar man of iemand het 'n plakkaat op sosiale media gesit met haar man se nommer gesoek. Sy's vermis, bel asseblief. Sy's gevind. Sy's gevind, maar dis 'n vreemde storie en die polisie probeer dit ook nog uitpleis. Mense is nie seker wat daar gebeur het nie. So die metropolisie met wie Marula Media dan nou gepraat het, sê dat sy in 'n plek van veiligheid is. En dan sê hulle dat sy in Komatipoort waar sy ontvoer is, blykbaar deur 2 mans in haar voertuig van die pad afgedwing is. Hulle het haar blykbaar met vuurwapens gedwing om na 'n sentrum toe te ry, 'n inkopiesentrum in Nelspruit te ry. En volgens hierdie weergawe, hierdie 2 mans haar gedwing om in 'n bussie te klim en na OR internasionale lughawe in Johannesburg te reis. En sy moes glo ook 'n reuse bedrag oorbetaal en dan sê die metropolisie, omdat sy nie die volledige bedrag oorbetaal het aan hierdie mans nie, het hulle haar toe nou basies ontvoer. Volgens die sekuriteitskameras by die sentrum, daai beeldmateriaal, was sy blykbaar alleen en dit het nie op die oog afgelyk of sy in gevaar was of iets onder dwang doen nie. En dan sê die polisie weer aan die ander kant, wat nou, jy weet nie die metropolisie in Ekurhuleni is nie, dat Kotse reeds terug is by haar huis in Marlof Park. En dan sê die polisie en ek al aan, sy het haarself by 'n gastehuis naby die lughawe ingeboek. Sy het Woensdag gesê sy is jammer oor alles en was kwaad vir haar man, sy wou net stilte hê. So ek dink op hierdie stadium moet niemand nog regtig wat aangaan nie. Ek dink ons moet versigtig wees om net, jy weet, te spring na nuwe gevolgtrekkings te maak. Ek dink luister maar hoe die ding homself uitspeel voordat 'n mens dalk nou goed oor mense sê wat dalk nie waar is nie. Mense weet nog nie in die stadium. Ander mense se seer oop krap, ons almal is maar mense. Absoluut. Absoluut. Jana, dan is daar ook nuwe dagga reëls. Ja.
So die regering het hierdie week die voorgestelde regulasies vir die Dagga-wet. Dit gaan nou oor die Dagga vir private doeleindes, daai wet. Hulle het die regulasies hierdie week gepubliseer. Ek onthou nog ek het die hofsaak in 2018 bygewoon toe die Grondwethof, Dagga gewettig het vir privaat gebruik. Maar in daardie stadium, so wat die regulasies eintlik is, die hof sê dalk, okay, weet jy wat, ons mag hierdie doen. Maar dan moet die staat nou regulasies uitreik of reëls uitreik wat vir jou sê presies hoe hierdie ding nou gaan werk. Want jy kan nie vir iemand sê jy doen iets verkeerd as daar nie vir 'n reël is wat vir hom gesê het dit as hy dit doen hy iets verkeerd nie. So die staat moet regulasies nou uitwerk wat hulle toe gedoen het en jy kan nou dit is in 'n openbare konsultasieproses, jy kan tot in Maart, want ek gesien wat die datum, ek dink is 6 Maart, 5 Maart mag jy nou kommentaar hieroor lewer. So wat die regulasies byvoorbeeld sê is jy mag net 5 Dagga-plantjies by jou hê, dit is so 750 gram sê hulle. Maar dan sê Dagga drukgroepe, hierdie is nonsens en daar baie gate in die regulasies is en ek dink hulle maak 'n paar goeie punte. Dis Myrtle Clark, sy is die mede-stigter van Fields of Green for All. Sy sê 5 plante weeg so wat 1 kilogram, nie 750 gram soos wat die regulasies sê nie. En sy sê ook 5 plante maak nie sin nie, omdat mense weet partykeer gemeenskaplik plant. So ek en julle, ons plant saam in 'n tuin. Nou is ons uiteraard meer as 5 plantjies in die tuin, maar dit behoort aan verskillende mense. So hulle sê, jy weet, volgens die regulasies maak daai ding nie sin nie. En dan sê sy ook, wat beteken dit per dag? As jy sê, mag jy 750 gram per dag by jou hê. Beteken jy mag dit nou vandag hê en dan mag jy nou môre weer 750 gram hê, of jy weet, hoe werk dit nou? Ja, mens kyk na dis so half onduidelik, want so jy sê, 5 plante is meer as 750 gram en 750 gram se droë Dagga is omtrent, soos hy sê in die artikel, 'n zol vir 750 mense per dag. So ja, nou, 750 tot 1500 per dag. Nou mense dink en die berig sê sy ook, mense dink dat mense vir maande lank aan hierdie wetgewing dink en dit reg toepas, dan sou sulke lammigheid nie deurkom nie. Ja, kyk, ek bedoel, die hofsaak is al in 2018 beslis en dit is nou 2026 en hulle is nou al, so hulle aangekondig het, is hulle nou al 18 maande besig met die regulasies. So ja, een van die goed wat sy byvoorbeeld ook noem, maar die regulasies ook noem, is jy in 'n motor ry, moet jy vir jou mense wat inklim, jou passasiers, moet jy sê, hoorie, ek het Dagga aan my motor. Maar nou maak Myrtle die opmerking, wie het nou 'n skaal in die motor om te sê hoeveel jy nou het? So jy moet sê jy het en jy moet sê hoeveel jy het, maar hoe gaan jy nou weet hoeveel jy noodwendig het? Ja, wie weeg dit as jy in die kar doen? Jana, en dan wil ek gou afsluit met die fake draadjies, want regtig as mense net dink die mense om kan nie vreemder word nie, dan raak ons inderdaad vreemder. Ja, kyk, ek lees hierdie berig en dan dink ek die goed wat ek het draadjies gedra toe ek op skool was. En ek dink nie trendy of cool is enigsins van die woorde wat ek gebruik het in die tyd wat ek dit gedra het nie. Ek het nie baie lekker gevoel toe ek dit gedra het nie. Maar in hierdie geval lyk dit my kan jy dit koop. By plekke soos Temo kan jy draadjies koop vir tussen 30 en 100 rand en jy kan 300 rand betaal sodat iemand wat nie 'n ortodont is of 'n tandarts of enigiemand iets is nie, vir jou dit insit. So hulle dra dit nou omdat dit vir hulle blykbaar mooi is, maar hierdie goed is ongelooflik gevaarlik, want die mense wat hierdie goed insit is glad nie, is natuurlik nie geregistreer nie, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle en as jy goed, ek bedoel jou tande beweeg, dit is goed wat beweeg in jou mond. En as jy dit op 'n manier bind wat nie deur 'n deskundige gedoen is nie, dan jy moes nou dink daar gaan groot probleme kom, jy gaan dalk baie seer hê. Daar kan dalk ander probleme wees, soos hulle sê byvoorbeeld in die berig. Jy weet, 'n ortodontus of 'n tandarts sal weet as hulle na jou geswolle tandvleis kyk, sal hulle weet daar's miskien ander redes voor. Jy weet, maar in hierdie stadium, wie wat 300 rand vra om draadjies vir jou in te sit, gaan noodwendig weet dat daar eintlik ander redes voor is wat eintlik behandel moet word. So dit is 'n baie gevaarlike ding en mense moet maar verbyhou. Dis nou weer net nog iets op Timo wat my laat gril. Dis die ding, mense koop dit vir R30 'n draadjie en sit dit sommer self in met 'n tang en superglue. En dan, wat op dese aarde besiel jou om dit te doen? Man, nou ja, die mensdom is 'n snaakse besigheid. Baie snaaks. En Jana, ek stem saam met jou, ek het ook draadjies gehad en ek nou nie gedink, jy's dis lekker en cool as vrywilligheid, dis is baie vreemd, maar okay. Jana, baie dankie vir die saamgesels met die heerlike dag verder hê. Dankie julle. Dit is aan Jana Marks, ons is nou weer terug. Aluma Capital,
altyd aan die groei.